Stel jy vir 'n oomblik daai skielike gewelddadige impak van 'n motorongeluk voor. Terwyl alles buite in chaos uitbars, begin daar binne in die liggaam 'n stille, desperate wedloop teen tyd. 'n Stryd in die liggaam se allerbelangrikste pyplyn, die aorta. En ons gaan vandag sien presies hoe die mediese wetenskap hierdie wedloop begin wen het. 80%. Dit lyk dalk net soos 'n getal op 'n skerm, nê, maar agter daai getal skuil 'n absoluut skrikwekkende realiteit in die wêreld van traumasorg. Dit verteenwoordig 'n desperate en dikwels verlore stryd om oorlewing. En hier is wat daardie 80% beteken. Dis die geskatte persentasie mense met 'n ernstige skeer in hulle aorta wat sterf, nog voor hulle eers by 'n hospitaal kan uitkom. 80%. Dit wys jou net hoe ongelooflik dodelik die besering is waarna ons vandag gaan kyk. Goed, kom ons duik hierin. Die besering waaroor ons praat staan bekend as torakale vaskulêre trauma en meer spesifiek 'n stomp torakale aorta besering. En om dit in perspektief te plaas, na ernstige trauma soos 'n hoë spoed motorongeluk, is dit die tweede mees algemene oorsaak van dood. So, wat is 'n stomp torakale aorta besering of BTI nou eintlik? Dis basies 'n skeer in die aorta. Dis die liggaam se hoofpyplyn vir bloed. Dink aan ons so. Jy ry teen 'n hoë spoed en skielik stop alles. Daai skielike gewelddadige stopaksie is wat die skade doen. Die aorta skeer letterlik by sy swakste punt. Dis 'n absolute katastrofe binne die liggaam. Dit bring ons by 'n groot vraag. As hierdie besering so vinnig en so dodelik is, hoe op aarde begin dokters eers om terug te veg? En die antwoord is nogal verrassend. Die eerste deurbraak het nie in die operasiesaal gebeur nie, dit het in die radiologie afdeling gebeur. Dis 'n eenvoudige beginsel, né? Jy kan nie regmaak wat jy nie kan sien nie, en dis presies waar die heel eerste revolusie begin het, om hierdie onsigbare, dodelike vyand skielik en duidelik sigbaar te maak. Kyk net hierdie kontras. Vir jare en jare moes dokters staatmaak op 'n standaard borskas ekstraal. Al wat hulle gekry het was, leidrade, 'n effens wyeer skaduwee in die borskas miskien, die akkuraatheid skaars 33%. Hulle het basies in die donker rondgetas. En toe kom die CTA-skanning en alles verander. Skielik kon hulle die aorta sien in haarfyn driedimensionele detail. Die akkuraatheid het gespring na amper 100%. Die vyand was nie meer 'n skaduwee nie, dit was helder oordag sigbaar. Nou, met hierdie ongelooflik duidelike beelde kon dokters vir die eerste keer iets krities doen. Hulle kon die skade begin klassifiseer. Dink daaraan soos 'n padkaart. Hulle kon nou presies sien hoe erg die besering was en dit het hulle gehelp om te besluit wat om volgende te doen. So hier is die 4 grade van skade. Graad 1, dis 'n klein oppervlakkige skeurtjie aan die binnekant. Graad 2 is 'n bietjie dieper, amper soos 'n knoosplek binne in die wand van die slaghaar. Maar by graad 3, dis waar dinge regtig gevaarlik raak. Hier's nou 'n lekkasie, maar dis nog soort van ingeperk in 'n borrel bloed, 'n sogenaamde pseudo-aneurisme. En dan graad 4, dis die ergste scenario, 'n volledige oop breek, aktiewe onbeheerste bloeding direk in die borskas. En hierdie grafiek wys presies hoekom dit so 'n wedloop teen tyd is. Kyk mooi, die helfte, 50% van pasiënte wat lewend by die hospitaal aankom, het 'n graad 3 besering. Onthou, dis daai ingeperkte lekkasie. Dis letterlik 'n tikkende tydbom in hulle bors. Dit wys jou net hoe krities belangrik dit is om 'n vinnige en effektiewe plan te hê om dit reg te maak. So, nou kon dokters die probleem duidelik sien en hulle kon die erns daarvan gradeer. Die volgende logiese stap om dit reg te maak. En dis hier waar die hele spelletjie weer eens heeltemal verander het. 'n Ware paradigmaverskuiwing. Kyk hier, in 2011 het een van die belangrikste mediese verenigings, die Society for Vascular Surgery, 'n riglyn uitgegee wat alles verander het. Hulle het basies gesê endovaskulêre herstel moet voorkeur geniet bo oop chirurgie. Dit was die amptelike oomblik, die oomblik toe die nuwe manier die standaard geword het. So, wat is die verskil tussen die ou en die nuwe manier? Wel, dis soos dag en nag. Die ou manier, oop chirurgie, was om dit reguit te stel, brutaal. Dokters moes die hele borskas oopmaak met 'n reuse klamshell insnyding. Hulle moes die aorta afklem wat die bloedvloei na die rugmurg stopgesit het. Die risiko's enorm. Verlamming, komplikasies, dood. Maar die nuwe manier, genaamd TVAR,
Dis amper soos wetenskapfiksie. 'n Klein snytjie in die lies is al wat nodig is. Van daar af word 'n spesiale stent, 'n buisie met 'n raamwerk, deur die are tot by die skeur geneem en van binne af oopgemaak om die gat te seël. Dis presies soos die anagologie sê, jy maak die pyp van binne af reg, sonder om die hele muur uit te breek. OK, dis alles indrukwekkend, maar die eintlike vraag is, hoeveel lewens het hierdie nuwe tegniek nou regtig gered? Wat sê die syfers? Wel, die data spreek van self. Kyk hierna. Met die ou oop chirurgie was die algemene sterftesyfer amper 20%. Met TIVAR het dit gedaal na minder as 9%. Dis meer as 'n halvering en nog meer dramaties. Die kans om spesifiek weens die aorta-besering te sterf het gedaal van 13% tot 'n ongelooflike 2,5%. Dis nie net 'n klein verbetering nie, dis 'n absolute revolusie in traumasorg. Maar dis belangrik om te verstaan dat hierdie revolusie nie net oor een slim toestel gegaan het nie. Nee, dit was die resultaat van 'n hele nuwe stelsel van sorg wat oor byna 20 jaar ontwikkel het. Kom ons kyk vinnig na daai tydlyn. In die vroeë 2000s was jou enigste hoop daai massiewe riskante operasie. Teen die middel 2000s het die CTA-skanning oorgeneem en dokters kon die probleem skielik duidelik sien. Teen die laat 2000s is die eerste spesialisttoestelle goedgekeur en TVAR het begin veldwen. En teen die 2010s was dit die nuwe standaard, maar nou saam met ander slim strategieë soos aggressiewe bloeddrukbeheer. So waar ons vandag staan, het ons 'n ongelooflik verfynde stelsel van diagnose tot mediese bestuur tot minimaal indringende herstel wat lewens red wat 'n paar jaar gelede eenvoudig verlore sou wees. So, wat is die kernboodskap hier? Waaroor gaan dit alles? Dis eintlik eenvoudig. Eerstens, presiese diagnose is alles. Om duidelik te kan sien wat fout is die eerste kritiese stap. Tweedens, en dis dalk die belangrikste, is dat hierdie 'n ongelooflike storie is van hoe tegnologie 'n byna gewisse doodsvonnis kan verander in 'n toestand wat hoogs behandelbaar is, en dit het alles gebeur in minder as 20 jaar. Dis 'n ware paradigmaverskuiwing. So, as endovaskulêre hersteldrama sorg in net 2 dekades so kon omwentel, dan laat dit jou met 'n fascinerende vraag, né? Watter ander dodelike beserings wat ons vandag vrees, gaan mediese innovasie in die volgende 20 jaar oorwin?